Ons gaan verder gaan met Eastern Cape September 2018. Ek het baie mooi gaan loer, waar kan ek nog 'n paar interessante vrae kry wat net bietjie die basics toets. So ek gaan hierdie video opdeel in 'n paar video's want hier is net te veel om te verduidelik. So hierdie video gaan nou letterlik net fokus op die aandelekapitaalnota en die rede hoekom ons nou net daarop gaan fokus is want ons wil seker maak almal kan 'n gemiddelde prys uitwerk om daai nota in te vul en dit is 'n baie maklike tussen 9 en 11 punte waar hy tel nou hierso 7. Hy kan maklik so 9 tot 12 punte in 'n eksamen tel. Okay. So ek het hom nou sommer hierso gaan indruk. Dit is die inligting wat hulle vir my gee en dan gaan ons nou hieronder kyk, die vraagie gaan aan. Vir nou, al wat ek nodig het is hierdie B en C wat te doen het met my aandele. So as ek dan nou na my inligting gaan kyk, dan sien ek het 2017 wat die begin van my jaar is en my groot probleem daar is, wel nie probleem nie, maar hulle gee nou nie vir my daai nie, die aandelekapitaal aan die begin nie, maar die lekker ding is, hierdie tweeetjies binne in die blokkie moet vir my die een bo op die blokkie gee. So ek kan gaan uitwerk wat is die randbedrag vir my aandele aan die begin van die jaar, deur daai twee van mekaar af te trek, en dan gaan ek nou die bedrag kry, wat ek nou hier kan invul, my randbedrag vir my hoeveelheid aandele aan die begin van die jaar, 364800. Dit was nou heeltemal te maklik gewees. Okay. So ek het nou dit. Nou gaan lees ek verder. Hulle het my gesê hoeveel aandele het hierdie maatskappy reeds uitgereik. Ek het dit gebruik. Ek het op 1 Junie 30.000 aandele teruggekoop en ek het op 31 Oktober 150.000 aandele weer uitgereik. Het maak nie eintlik saak wat jy in jou eerste doen in jou nota nie, maar ons gaan nou begin met die een wat eerste gebeur. So dit is die 30.000 aandele. So hierdie eerste kolommetjie het te doen met my aandele. So ek gaan nou daar invul 30.000 is teruggekoop. Nou, die bewoording is nou nie so belangrik nie, maar ons gaan nou hierso skryf gewone, ek gaan nou afkort, nee, aandele teruggekoop. En dan die belangrike ding wat ons nou hierso nodig het is, ons het dit nodig teen die gemiddelde prys. En ons moet actually daarso 'n randbedrag invul. Want daai randbedrag gaan vir jou 2 punte gee. Nou, die randbedrag is die bedrag per aandeel en dit is nie die R5.20 nie, want die R5.20 is die bedrag wat ek fisies vir die aandele betaal het. Nou ek soek die gemiddeld in my aandele nota. Wanneer ons aandele terugkoop, het ons 3 pryse. Okay? So met 'n terugkoop, ons eerste prys is die bedrag wat ek fisies betaal het. Daai bedrag kom in jou bankrekening. Daai bedrag kom ook in jou kontantvloeistaat. Die tweede enetjie wat jy nodig het, is die gemiddelde prys en dit kom in jou aandelenota, die een waarmee ons nou besig is. En dan die derde ene, jou gemiddelde prys is altyd minder as wat jy betaal het. So jy maak altyd 'n verlies met hierdie terugkoop. En die verliesgedeelte kom in jou behoue inkomste nota. So ons het altyd daai 3 nodig wanneer ons 'n terugkoop doen. Wel, in hierdie geval, omdat ek nou net gaan werk op 'n aandelenota, het ek nie die R5.20 nodig nie en ek het ook nie die behoue inkomste gedeelte nodig nie. Hoe gaan ek nou 'n gemiddelde prys uitwerk? My gemiddelde prys wat ek gaan uitwerk is my randbedrag, en dis hoekom ek daai ene nodig het, gedeel deur my aandele vir daardie randbedrag. En dit is 760. Kom ons kyk wat's dit. Gedeel deur 760 en dan kry ek R4.80. Okay. So, ek gaan dan nou hier invul, ek het die gemiddelde prys van hierdie aandele wat ek teruggekoop het, is R4.80. Okay. Wat nou baie belangrik is, as ek aandele uitgereik het, voordat ek aandele teruggekoop het, dan sou ek
daai randbedrag van die uitreik bo die lyn moes bytel en ek sou die aandele wat ek hierso by uitgereik het onder die lyn moes bytel. Ek sou dan alles moes gebruik het tot en met die terugkoop van die aandele. Okay. So as ek dan nou dit ingevul het, dan kry ek hierso in 'n hakie, want ek koop dit terug, 144.000, as ek nou die R84 maal met die 30.000. Dan, die aandele wat ek uitgereik het, is 150.000, en nou is my probleem hierso, hulle sê nie vir my teen hoeveel ek dit uitgereik het nie. So, okay, kom ons gaan vul in wat ek het. Hulle sê vir my, ek het 150.000 aandele uitgereik. So nou kan ek actually hierdie deeltjie klaarmaak van bo tot onder. 67 minus 30 plus 150 gee vir my 880. En dan kan ek nou aan hierdie kant ook af/opwerk, en dan is my balanserende syfer 787.500. En dan moet ons ook maar gaan skryf daarso gewone aandele uitgereik gedurende die jaar. Okay. En dan as jy nou sou punte kry hiervoor, ek het die actual memo ook hier voor my, maar jy kan gewoonlik punte kry, is nou bietjie anders as die memo, so as jy nou die memo gaan download, dan sal jy nou sien, hy is so klein bietjie anders, maar dit is sommer net om vir jou te wys, jy kan dan nou 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 punte kry, en as jy hierdie nog moes uitwerk, dan sou dit 'n 10de punt gewees het. So jy het eintlik redelik baie punte, en dit is nie so tricky om dit uit te werk nie. Okay. Dan wil ek net gou vir jou wys. Dit werk, ek is nou nie die wiskundige nie, maar dit werk 99% van die tyd, en is belangrik om dit te weet. So, jy het nou die gemiddelde prys saam met my gaan uitwerk, daai gemiddelde prys, het jy gaan uitwerk deur te sê, die randbedrag daarso, gedeel deur die hoeveelheid aandele aan die begin van die jaar. En as jy my gaan vra, moet jy altyd die begin van die jaar gebruik, dan gaan ek vir jou sê, ja, gebruik altyd die begin van die jaar. Maar, daar gaan hier en daar 'n oefening wees, waar jy glad nie daai getal het nie, en jy het ook nie daai nie. So, ons vind dit gauw uit. So, jy het glad nie daai nie, en jy het ook nie die begin nie, okay? Weet niks. En dan moet jy op 'n ander manier die gemiddelde prys kry. Dan gaan jy die eind 2 gebruik. En jy gebruik dit net as die begin nie daar is nie. Dit is baie belangrik. Dit is net as jy nie die begin kan kry nie. En dan as jy die eind aandele vat, en jy, die randbedrag, en jy deel dit met die hoeveelheid aandele, dan kry jy by hoek en by kroek 4,8. En dit is wat jy daarbo ook gekry het. Okay, so jy gebruik hom as jou last resort, en jy gebruik hom net as jy nie die beginbedrag se inligting het nie.